Jesus
is vrij, vrij, vrij. Het is man en vrij. En hier was het vrij, maar dan is hij wat het is vrij, vrij, vrij. En het is vrij, vrij, vrij. Het is man en vrij. Maar hier was het vrij, maar dan is hij wat het is vrij, vrij, vrij. Oh, het is vrij, vrij, vrij. Oh, het is man en vrij. Maar hier was het vrij, maar dan is hij wat het is vrij, Glory to God, ons aanbid te groot. Machtige God, we serve a great, big, wonderful God. The God who looks over us and cares for every one of us. Daarom kan ons sing all the glory and the praise unto Him this morning. Praise en liefde God. En dan sing ons van Afrikaans, al die lof en al die eer. Kom U toe, Here. And all the glory and the praise unto you. All the glory and the praise unto you. For you are worthy, so worthy. Hallelujah, praise the Lamb. All the glory and the praise unto you. All the glory and
sê vir koning Jesus dat al die lof, al die eer kom hom toe vir my. As jy dit bely met jou mond, dan sal dit so wees. All the glory and the praise unto him this morning. Praise him for now. Jesus says, yes he does. He will make you someone new this morning. Praise him. And Jesus says, yes he does. He will make of you someone new, rescue from above. The Holy Spirit whispers, no one must you be a slave, just believe it. Jesus says, yes he does. He will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved. Just believe it, just believe it. Jesus said, yes he said, Jesus said, yes he does. He will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved, just believe it. Jesus said, yes he does. He will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved, just believe it. Jesus said, yes he does. He will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved, just believe. Jesus said. I want you to listen to that phrase. The Bible says the anointing will break your yoke. The anointing will break your yoke. Die salwing sal jou juk breek. No more must you be enslaved. Iemand wat 'n juk dra, kan nie gaan waar hy wil nie. Want jy nie verhoor dit sing met 'n passie. Want Jesus says, and yes he does. And he will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved, but you need to believe it. In Jesus' name. Jesus says, yes he does. He will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved, just believe it. Jesus said, yes he does. He will make of you someone new, rescued from above. The Holy Spirit whispers, no more must you be enslaved, just believe it. Just believe it. Just believe it. Jesus. Says how you honor the dancing life and you live your own. Just believe it. Jesus says. Sê net vir die Here dankie dat hy jou siel bring. Sê net vir die Here dankie vir môre dat hy jou en jou familie gered het. Daar is miljoene daar buite, biljoene mense wat Jesus as hulle saligmaker nie eens ken nie. Maar tog het sy genade by jou en jou huis verbygekom. Vanmôre gewaar die Heilige Gees en sy teenwoordigheid te sien om
beke af te ruk, of stroppe en bande stukken te breek, kan jy sit lekker neem baie. Die woord van die Here is soos 'n blomtuin waardeur jy kan stap elke dag. En jy kan in die paadjie stap en jy kan kyk en jy kan die blomme, die pragt en die praal kan 'n mens betrag, jy kan dit sien, jy kan dit waardeer. Daar is mooi dinge wat jy per voet moet raakloop. As jy met 'n kar in die pad verbyry, gaan jy baie dinge mis. Een plek wat jy nooit moet haastig wees nie, is in die huis van die Here. Jy maak jou sitplek gordel los. Jy sit, jy luister, jy voel, jy ervaar. Al jou sintuie moet werk. Ek het baie in my lewe, as ek in die kerk instap, en maak ek my oë toe, en ek maak dit eers oop as ek die kerk verlaat. En dis vir die eenvoudige rede dat niks my, toe ek nog nie hoef te gepreek het nie, het ek baie in die diens net gestaan, en ek het net ervaar, dit wat om my aangaan. En as jy net die oë bietjie toemaak, dan ervaar jy die heerlikheid van God, jy voel. Ons is besig om deur die blomtuin van die Here te stap, deur evangelieboeke. Ek lees vir die etlike verse uit Matteus 9. Ek hoop my stem gaan vermoede dit hou. Matteus 9 vanaf vers 27. Ek moet maar sê, as die klank te hard of te sag is, kan jy dit daar vir Bounce adviseer en ek kan kom stel, kan jy allemaal mooi hoor? Baie dankie. 2 blindes en 'n stomme gesond gemaak. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, dis nou na die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en Jairus se dogtertjie gesond gemaak het. Toe hy daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Terwyl hulle uitroep met 'n harde stem en sê, wees ons barmhartig, seun van Dawid. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe. En Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? En hulle antwoord hom, ja Here, ons glo. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit dan vir julle wees, soos volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan, en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê, pas op, laat niemand dit te wete kom nie. Maar hulle het heen gegaan en hom in daardie hele land bekend gemaak. En terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man, wat van die duiwel besete was, na hom toe. En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme man gepraat, en die skare het hulle verwonder en gesê, so iets soos hierdie, het nog nooit in Israel gebeur nie. Maar die fariseërs het gelaster, en hulle het gesê, deur die owerste van die duiwels, Beelzebul, dryf Christus die duiwels uit. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan, en in hulle sinagoges het hy geleer, en hy het daar die evangelie van die koninkryk verkondig, en let op die volgende, hy het elke siekte, en elke kwaal onder die volk genees. Dis die troefkaart van die kinders van die Here. En toe hy die skare mense sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg was, omdat hulle uitgeput was, soos skape wat nie 'n herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Nou moet julle bid. Bid dan dat die Here, die eienaar van die oes, dat hy
arbeiders in sy oes mag instuur. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te drywe en om elke siekte en elke kwaal onder die mense te genees. Ek weet nie hoe hierdie 2 blinde manne van Jesus te hoor gekom nie, want hulle kon hom definitief nie sien nie, hulle was blind. Maar ek dank God dat 'n mens se hoor en jou gehoor baie belangrik is en dit werk. As jy vandag kan hoor hierdie boodskap wat ek aan die preek, is jy begenadig die Here dat jy nie doof is nie. Kan jy veronderstel jy het vanmôre hier gesit en jy moes my lippetaal probeer ontsyfer want jy kon nie hoor nie. Lig het jou hand in die lug op en sê God dank dat jy gesond is en kan hoor. Met een van jou sintuie werk. Daar was skille oor hulle oë, hulle kon nie sien nie, hulle was blind. Maar hulle het iewers van Jesus gehoor. As die skare sê, daar gaan Jesus verby, en die mense storm agter die Here aan, het hierdie manne dit seker moeilik gevind om iemand te vind wat hulle net aan die hand wil vat, daar waar Jesus was. Jy sien, 'n blinde mens kan in sy kamertjie rondbeweeg. Jy kan hier stap en jy kan in die tafeltjie voel, en jy kan in die deurkusyn voel, en jy weet later waar jy is. Maar daar buite is dit baie moeilik. En elke keer as Jesus verbygaan, is hierdie 2 blinde mense, hierdie vriende, hulle dalk net vir mekaar gehad. Albei blind. Hulle kan mekaar nie aan die hand vat en sê, kom ons stap nie, want hulle albei kan nie sien nie. Dan is dit nou letterlik soos die Afrikaanse spreekwoord sê, as een blinde aan 'n blinde lei, dan val hulle in die sloot. Maar dank die Here, daar was seker iemand wat familie van hulle was, wat homself oor hulle ontferm het. En daar moes so iemand gewees het, want die Bybel sê, dat hierdie 2 mense het uitgeroep na die Here, voor hulle Jesus agter in die huis in, om agtervolg het, en in sy huis ingekom het, in die huis waar hy was. Iemand moes hulle gehelp het om aan te kom. Hulle oë het nie gewerk nie, maar hulle stem het gewerk. Dank die Here. Sê net, Here, dankie vir my stem. Ja. En hulle kon roep met die pragtige woorde, Jesus, seun van Dawid. Janice, hulle het seker gesê, Yeshua. Yeshua. Yes, you are the Son of God. Yeshua, yes, you are. Jesus, die seun van Dawid. Yes, you are the Son of David. Have mercy upon us, because we cannot see. En iemand het hulle gehelp om by Jesus in te kom, daar by die huis waar die Here Jesus was. Jy sien, hulle ore het gewerk. Hulle mond het gewerk. Hulle reuksintuig het seker gewerk, maar hulle oë was blind. Maar Jesus let ons aandag vanmôre op 'n ander aspek van jou sintuie. En die eerste wat hy vir hulle sê is, toe Jesus hulle sien, vra hy vir hulle, glo jy? Dit is 'n direkte vraag wat ek vanmôre vir jou vra. Glo jy dat Jesus aan jou behoefte kan voldoen? Dis die vraag wat hy hulle vra. Julle kan hom nie sien nie. En hulle weet nie hoe hy lyk nie, maar hulle hoor sy stem en hy vra vir hulle, glo julle dat ek dit vir julle kan doen? Ja. Jy weet mos nou as jy bid oor 'n saak, dan is daar partymal so 'n saadjie van ongeloof, want Satan saai hom altyd. En wat jy dan doen is jy hou aan bid. As ek gaan bid, wie van julle het rugprobleme of rugpyn? In Suid-Afrika het ons mos nie 'n limit gehad nie. As pa sê die dieseldrom 200 liter is moet opgelaai word op die cruiser jack, dan is hom op. Maak hom sterk, maar elke man het maar so 'n bietjie pyn hier en dit in 'n skeet, en die vrouens het net so hard gewerk. As jy nou soos my vrou is, dan jy nie eens 'n John Deere ride onmower nodig nie.
En hulle sal nie glo nie, sy sny die hele plot se gras met die hand. En as ek vir haar sê, mamma, ek en Polly staan daar. Dan stoot sy hom op en af en dan dink ons, why? Daar staan nie John Deere Ivanhoe. Sy lyk van haar gras, nee, okay? En bydien is goeie oefening. Sy hou daarvan. As jy rug seer het, doen wat ek doen. Gaan op jou knieë. En die Bybel sê, en Elia het op sy knieë gegaan, en sy kop na sy knieë toe gebring. En trek jou rug agteroop. Trek hy mooi in lyn. Die Here het dit vir jou gegee, vir jou rug. Sê nie, dankie Here, dis 'n remedie vir my rugpyn. Dit werk soos 'n bom. As jy rug bietjie seer is, gaan op jou knieë bid. Dan as jy voel, dan kry. Maar jy moet aanhou bid, tot jy dit glo. Jy sien, die Here het gesien, hulle het nie heeltemal nie geloof nie. Toe hulle inkom en hulle is blind, toe sny hulle oorwerk nie, hulle ore werk en hulle stem werk, maar hy sien in hulle hart, daar is so 'n bietjie van 'n twyfelagtige saadjie wat gesaai is. Wie saai die twyfel? Sê sy naam. Jou duiwel, jou vuil goed. Die Bybel sê, en as die saaier uitgaan om te saai, dan kom die verderwer en hy saai slegte saad, onkruid in jou hart. Maar wat maak ons met onkruid? Ons trek hulle uit. Gooi hom weg. Trek hom uit. Bid. Ek wil jy leer. Bid totdat jy vrede in jou hart kry. As jy nie vrede het nie, dan bly jy op jou knieë. Moenie opstaan. Bid totdat jy vrede in jou hart ervaar. Want daai vrede beteken dan, die Here het gehoor, ek het dit met my hart geglo. En wat jy met jou mond bely, met jou hart glo, dit sal jou te beurt val in die naam van Jesus Christus. En hy vra van hulle, glo julle dat ek dit vir julle kan doen? Hulle bly so 'n bietjie stil. Ja, ons glo. En toe daai twee blinde ouetjies sê, ja, ons glo, toe sê die Here vir hulle, goed, laat dit dan vir julle wees volgens hulle geloof. Ai, ek wens ek kon dit sien, toe hierdie twee knapies nou daar staan, en hulle oogies gaan oop, en hulle kan vir Jesus sien. Is dit nou die mooiste prentjie wat jy ooit kan droom om te sien nie? Vir Jesus as jy eerste sight. Ek kan dit nie mooi onthou nie. Dan Polly sal dit nie onthou nie, maar ek kan dit onthou. Toe hy nou in die wêreld gekom het, was sy oogies oop. Potblind. En ek kyk hierdie mannetjie se, ek sê, ja nee, dis myne hier, lyk so weg. Maar, die dokter sê, wil jy sy naalstring knip? Ek sê, nee, is raai, jy weet wat jy doen. Dan watch ek hierdie mannetjie se mond, en dink ek, hy gaan begin skreeu. As jy nou van die dokter die sy sker en hierdie ene. Maar hy bly my kyk met daai pragtige oë. Jy sien, sy oogies het my eerste gesien. Want jy is nie weg. En ek vat hom en hierdie die saadjie van ongeloof. Toe sy in die kamer is, dus daar so 'n nurse. Die in Banbury. En sy is 'n afgevaardigde van Charles Darwin se evolusieteorie. En sy vat vir Polly. En sy sit hom hier onder by Dama se maag neer. En sy sê vir my, well, now the process of evolution, the child will have to crawl his way up to his mom to bond. I said, listen, yeah, you see that door out? I said, that's why God created fathers. And he's been 9 months in his mother's womb. He knows who his mom is. I said, that's why God created the dad. And I picked him up and I put him on his mother's breast and he didn't leave it for him. Hy bietjie lank. Maar hy sterk seun van hom. Jy sien, die oë, toe hulle oë maak, toe sien hulle vir Jesus. Pragtig. Die seun van God. Die eerste indrukke wat hulle van Jesus het. En hulle oë is oop. Weet jy, daai mense het gegaan. Die Here het maar probeer dinge net so bietjie ander rap hou gedurende sy bedieningsloopbaan. Want die mense het so opheffing van hom gemaak, dat hy probeer het om net hulle te kalmeer,
maar hulle het evangeliste geword reg oor daai hele gebied. Almal het geweet hulle was blind. Nou kon hulle sien. Ons het dit vanmôre gesing. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Want eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Want ek is vry, vry, vry. Hulle kon dit waarlik waar sien. Ja. 2 blindes en 'n stomme gesond gemaak. En terwyl hierdie 2 blindes wat nou kan sien wegstap, toe het hulle ook nou nie meer die ou nodig wat hulle aan die hand neem nie. Sê hulle, thanks Choma, ons kan nou op ons eie reg kom. Terwyl hulle wegstap, bring die mense 'n stom man wat van die duiwel besete was na hom toe. Dis my kontrasteer. Hierdie 2 blindes het na Jesus toe gestap, vry, willig, uit hulle eie hart en uit hulle eie geloof. En hy het vir hulle gesê, glo julle? En hulle sê ja. Gesond. Nou stap hulle weg. Nou kom hier 'n doof, stomme man wat nie kan praat nie. En die mense bring hom. Dit sê vir my, hy het nie op sy eie daar aangekom nie. Jy moet oppas om 'n ou kerk te bring wat nie wil kerk toe kom nie. Daar moet 'n mate van verstandhouding wees dat hierdie ou wil. Want party hosts, soos Engelsman sê, don't want to leave their guest, and sometimes it's not God that is their guest. The Bible tells us here. And this man that couldn't speak had a demon inside of him. That's why he was numb. Hy het 'n duiwel binne hom gehad, as kom hy nie kon praat nie. Nou dink jy die duiwel wil na Jesus toe gaan? So die mense vat hom toe na Jesus toe. Maar iets binne in die siel van 'n mens. Baie keer is iemand vasgevang met 'n demoon of 'n duiwel in hom. Tot vandag toe. Dink jy die duiwel besete mense is vandag God? En dit is nog baie. Dis hoekom ons sout vanmôre hier om hierdie plek ook gestrooi het. Ek het vergeet om vir julle te sê. Weet julle wat gebeur toe? Ek het Woensdag aan daai fontein in die soutbaan. Julle moet tog by hier toe kom. Julle gaan baie geniet. En daai nag, my vrou staan nie baie op in die nag nie. 3 word sy wakker. En die Here maak haar wakker. Sy sê, goed Here, wat wil U vir my sê? En sy maak die Bybel oop. En toe sy druk, toe sê hy, julle is die sout van die aarde. So, toe weet ek, die saak kom van God af. Nou as ek dit vir jou sê, en daar was nog enige twyfel of jy nou jou soutjies moet strooi en jou sakkie sout begrawe, dan is dit nou gesettel. So as jy dit nou nie doen nie, as jy pleinweg maar net ongehoorsaam. Dit kom van die Here af. Dit het niks dat daar iets fout is met jou huis nie, maar dit is jou manifestasie wat jy moet doen. Die vyand val jou altyd aan. Hy begin by die pastorie eerste. Ek is skaars gestem vandag. Maar deur die krag wat die Here ons gee in ons manifestasie, weerstaan jy hom. Is elke dag, every day is a new battle with God. Yeah. But because you got him on your side and the armor of God, that's how you can overcome him. En hierdie man was duiwel besete en hulle bring hom na die Here toe. So iets in hom wou saamgewerk het. Baie maal iemand wat van die pad af is, daar's tog 'n liggie van hoop. Maar jy moet hom vra. Hy moet wil jy nie maar saam met my kerk toe kom? Eers gaan hy dalk nee sê, maar hou so 'n bietjie aan en kyk wat gebeur. As hy jou flat out nee sê, moet hom nie bring nie, want dan wil hy duiwel manifesteer. Maar as hy sê, ja goed, reg. Al wat jy nodig het, is 'n opening in die deur. En hulle bring hierdie doofstomme man na die Here toe. Kan nie praat nie. Om Gert, die ander ouens se oë wou nie werk nie. Hierdie ou se oë werk. Die ander ouens se stem het gewerk, die blinde ouens se stem het gewerk. En hulle het gesê, ja, ons glo. Hierdie ou kan nie praat nie. Hy is stom. En baie maal as iemand nie kan praat, jy sit ook sy ore. Want hy kan nie hoor nie, dan kan hy nie mooi die woordjies vorm nie. Ou kindertjies wat nie mooi kan hoor nie, praat swaar. En toe Jesus daai man sien, toe praat hy nie met die duiwel nie. Die Bybel sê hy dryf hom uit.
Jy sien, dis wat jy moet doen by jou huis, dan voel ek die salwing van die Here weer. As jy daai sout strooi, en as jy nie sterk genoeg voel nie, dan klim jy op die telefoon en jy bel jou broers en susters. Ek doen dit baie en ek is die pastoor van die gemeente. As ek voel die ding is vir my te swaar, dan sal ek broers my bel of ek sal gaan huisbesoek doen en ek trek krag uit julle uit. As jy te swak voel, bel jy broers en susters, sê, hoor, kom help my net. Kom help my net. Moenie jou las alleen dra nie. Die woord van die Here sê vir jou, dra mekaar se laste. Want 'n 3-dubbele band of 'n tou met 4-dubbele bande is sterker as 'n enkel tou. Gebruik die liggaam van Christus. Sê bid saam met my. Vas saam met my. Laat jou hulpgeroep uitkom en sê, Here, help my. Broers en susters, mense moet nie skaam wees as jy hulp nodig het. En die persoon kan nie praat nie. Hy word dalk gevra, Jesus, help my. Hy kan nie praat. Maar die Here het in sy oë gesien. O God, dalk ek kan jou hart sien. Jy weet, Jesus sê, jou oë is die vensters van jou hart. Toe daai doofstomme man voor hom is en hulle het hom ingedra, toe begin daai duiwel al, hy weet wat kom, maar die man se oë het na die Here gepleit. En Jesus dryf daai duiwel uit. Jy sien, jy moet nie net praat nie, jy moet partymal dit wat verkeerd is in jou huis en jou lewe uitdryf. Moenie met die onkruid speel nie. Dit help nie, jy gooi fertilizer in die onkruid nie, jy gaan nooit appels en pere en vrugte dra nie. Onkruid bly onkruid. Ek het nou in die week Afrikaanse man ontmoet. En ek sê Afrikaanse man, want as ek sê Afrikaans, dan veronderstel ek dat jy jou geskiedenis ken en dat jy God eer ter wille van jou voorvader. Jy kan nie die feit dat jy Afrikaans is uit jou bloed uitkrap nie, al wil jy. En jy kan nooit sê jy weet nie van God nie, want dan lieg jy. Daar's baie nasies en volke en tale wat nie so bevoorreg is soos jy om die woord van die Here te ken nie. Jou voorvaders het Bybel Suid-Afrika toe gebring, in die Waarkuste. Oor die Osselbaar, die wiel het afgeval en die os het partymal nog sy been gebreek en hulle sou baie dinge los in die veld, maar die Bybel word nie daar gelos nie. Ons is een van die min volke op hierdie aarde wat werklik waar, jy weet die herlewings op in hierdie wêreld, buiten in Amerika en in gedeeltes van Brittanje, het hoofsaaklik in Suid-Afrika gebring. Daar het vreeslike groot herlewings in Suid-Afrika plaasgevind. Jy is nou maar net eenmaal 'n geseënde volk van die Here. Wil jy net vir die Here hand gee vanmôre? Vir die Here sê dankie dat jy hom ken in die waarheid. Baie. Nie dat jy dink jy's beter as ander nie, maar dis waar jy vandaan kom. En daar wat jy vandaan kom, vertel 'n storie. Maar as jy vergeet waar jy vandaan kom, dan sê die woord van die Here, dan is jy soos 'n man wat net in 'n spieël gekyk het, en as jy omdraai, vergeet jy wat jy gesien het. Verder sê die woord van die Here, ek sê vir julle, as jy jou hand aan 'n ploeg slaan, en jy dan omdraai op hierdie evangeliepad, dan is jy die koninkryk van God nie werd nie. Maar nie vergeet dit wat die Here vir jou en jou mense gedoen het nie. En terwyl ek met hierdie Afrikaanse man praat, ek sê Afrikaans, in die Klemdal. As jy nou met 'n ou gesels en dan kom jy agter, hy is heeltemal links en jy is heeltemal regs. Maak die saak wat hy sê nie, hy glo linksom en ek glo regsom. Maar nou sê die Bybel ook vir jou, jy moet verstaan dat die Here die wyse dinge van hierdie evangelie, sê hy, het ek aan die wêreld verberg, maar ek het aan my kinders geopenbaar. En hy sê vir jou, dit wat wys is by God, is dwaas by die mens. So dis hoekom jy partymal voel, maar hierdie ou bly linksom dink en ek bly regsom dink. En die geregtigheid van God is jou ja en jou amen. En ek hoor wat hy sê en ek luister wat hy sê. En ek, het dan maar die kat aan die stert weer. En ek kom agter dat hy sy reg en reg verruil. Hy staan saam
hier waar hy nou lank in Australië bly, en alles wat hulle in glo, staan hy heeltemal links van die regering van God se woord. Jy sien, jy moet die landswette respekteer, maar as dit teen God se woord is, ek sê nie jy moet gaan straik en diep hooi en daar in die parlementsgebou nie, maar as jou kinders jou vra, pa is het verkeerd om te steel, wat gaan jy sê? Of, pa, wat is die regte ding? Of, ons praat oor 'n kontroversiële onderwerp. Ja, almal is sondig, maar as jy met iemand deel, as jy 'n vriend het of 'n vriendin wat sukkel, en jy kan, soos Engelsman sê, relate daartoe. Ons almal het ons op pad gestap. En jy het ook gesukkel in jou lewe. As jy onthou waar die Here jou uitgehaal, as daar 'n pastoor of iemand na jou toe gekom het en dadelik net jou skibbe begin krap, en jou sonde begin afkrap, wat gaan jy van daai ou dink? As jy by die kerk se deur instap, en hy kyk jou dadelik so op en af en sê, boetie, jy het nie 'n soet aan nie. Hoekom verontagsaam jy die woord van die Here? Weet jy, dit staan af wat daai ou het om aan te trek. Ek sê altyd, moenie die skibbe krap voor jy die vis gevang het nie. Dit werk nie so nie. Die liefde van die Here, die Heilige Gees, woord sê, die skrif sê, jy het nie nodig dat iemand julle iets leer, maar my Heilige Gees sal julle leer en lei in alle waarheid. Hy is die trooster, hy is die iemand jou lei. En met wysheid en insig werk die Here in daai persoon se hart. En voor jy kan kry, is die sondes toe. En die dingetjies is mooi bedek. Maar ek gee eers die Heilige Gees kans. 99,9% draai hy mense om, of hulle hou op vloek, of wat ook al. Want die Heilige Gees waarsku ons altyd, en hy leer sy kinders. En is dit nie nodig om vir ou te sê as hy by die deur instap, hoorie, kom lê nou eers bietjie hierso, ek gaan nou die skelmer vat en al jou skibbe afkrap, en dan gaan ek die vis probeer vang. Dit is so nie. Jy moet eers die hart van mense vang. En hierdie man was doofstom, en die Here kyk met sy oë en hy hulp geroep, en toe die Here daai duiwel met krag uitdryf, reageer bietjie op Satan wat jou familie rondvoete. Reageer bietjie op hom wat jou familie aanval. As jy kwaad word vir hom, stap buitentoe om jou huis. Ek doen dit baie, en ek lig my hande in die lug, en ek bid vir my hele gemeente. En ek sê, Here, ek trek 'n bloed om hulle huise. As die Heilige Gees my ontstel, soos 'n Vrydag aand, kon ek nie 'n oog toemaak nie, die slaap het van my gewyk, heeltemal. En ek het 2 boodskappe voor, waarvan die nou nie een is nie, maar dis die Gees van die Here wat my wakker maak. En hy maak my wakker vir 'n doel en vir 'n rede. Dan moet jy opstaan en bid, jy kan maar later weer slaap, is alraai. Slaap is ook maar nie regtig 'n given nie, nee. Nee, so korrek. Ons gaan enig lang stil hê. As die Here nie kom om die wegraap en jy gaan nie onder die klei te lê, dan gaan jy moeg gelê wees op die een sy en dan die ander sy. En dan gaan jy genoeg slaap. Net die liggaam, my gees en salig gaan by die Here wees. Is dit nie waar? Want jy weet as jy sterwe, die Bybel sê as jou liggaam in die grond, maar jou gees gaan na God. En in 'n geval jy die dowe man en die doofstomme man, die Here maak hom gesond. Hy kan praat en die duiwel is uit. Ek weet nie waar toe is die duiwel nie, maar hy is uit. Maak net seker, die duiwel is uit. En as hy nie wil uit nie, wel dan vas ons bid tot die duiwel uit jou huis uit is. Maar die duiwel is partymal daar en hy sit soos Chappie aan 'n wolkomwer. Jy moet hom uithaal. En as jy nie oppas nie, biddeloosheid is ook 'n duiwel, weet jy dit? Daar's baie dinge in ons huise wat duiwels is. Gesindheid. As jy heeldag voor die Netflix sit en voor die TV sit en daai goed sit, jy gaan vasgevang word deur daai goed. As jy dieselfde tyd aan jou knieë spandeer as en dit het ek nie 'n probleem nie, maar as jy nie eens 5 minute 'n dag kan bid nie, hoe verwag jy in die geestelik groei? Die skrif is aan die manier, die trompette is op pad om te blaas en ons sit nog voor die TV. Ek fliek nou die dag deur, as dit vakansietyd is, dan ek en Welma nou miskien Heartland kyk, ek kan 'n dese series of kyk waar 'n nuwe episode is nie. Miskien. Maar weet julle, ek kon omtrent niks goed skry op die TV nie.
Alles wat ek kry bots met my gees. Dis sit ek nou maar die ding af. Want op die einde van die dag is dit nie goed vir my. Why would you keep walking your spiritual road if you are a Pentecostal citizen and you are used to running with the horses? In Afrikaans, hoekom wil jy saam die voetgangers loop as jy gewoond is om in die gees saam die perde te hardloop? Dryf jy die duiwels uit in jou lewe? Hierdie omstandighede, noem dit sommer by die naam, sê ek gaan jou nie meer vertroetel nie. Uit. Maar die Here het groot genade. Daar's baie dinge wat ek mee sukkel. Daar's baie dinge wat jy mee sukkel. Niemand is volmaak nie. Niemand is volmaak nie. As ek by die werk instap, ja. Ek weet nie wat dit is nie. En ek werk al, ek sal 17 jaar in Australië. Maar as ek by daai turnstile, as ons so turnstile is 'n hok net. As ek so na hom te stap, dan is 'n loopetjie hierdie kant toe. Dan bid ek en die mense dink seker is ek mal. Dan sê ek, Here, swaard van die Gees, die helm van verlossing, want ek weet wat gaan my tref. Verstaan jy? En dan loop ek hier in en ek kyk hierdie turnstile so, dis soos 'n os wat van die wat se plek? Krale. Van die krale toe moet gaan. En ek wil nie deur die turnstile gaan nie, Lennard, want as jy daardeur gaan, is daar 27 duiweltjies en goed wat op jou probeer spring. Want almal is so negatief. En almal vloek. Ek wil die Here dank vir brieke. Partymal as ek daar kwaad word, dan voel ek my tong is op lekker los en van kom net so vooruit glip. Ek is 'n mens, maar jy moet oppas. Peter sê kwaad geword toe kapper jou se oor af. Dit is iets wat jy moet waak elke dag. En dit herinner jou maar net dat jy's nie 'n engeltjie nie. Laasste toe ek gekyk het, ek nog nie vlekkies nie. Om jouself voor God rein te hou is nie maklik nie. Dan sê die duiwel nog op jou en hy vertel jou hoe sleg is jy en hy vertel jou in jou verlede en hy vertel jou wat alles fout is in jou familie en voor jy kan kry jy depressief onder die mat. Maar die Here se Gees is hier vanmôre om vir jou te sê, my kind, ek dryf daai goed uit jou lewe uit. Strooi jy jou soutjies? Dankie. Gloei jou geloof. Ek wil vir jou vanmôre sê, hierdie boodskap gaan oor jou sintuie. Ek weet nie of jy dit agtergekom het. Jy moet jou oë gebruik. Jy moet jou neus gebruik. Jy moet jou ore gebruik. Jy moet jou hart moet jy glo. En jou sintuie, Jesus roep na jou sintuie en hy roep na jou hart. En hy sê vir jou, glo jy dat hierdie pastoor vir jou vanmôre sê? Of is jy links van die regering? Ek praat nie van politiek nie. Ek praat links van God se regering. Kry jou regverdigheid reg. Jy weet die woord regverdigheid. As jy dit ontlees. Jy wat se eerste woordjie, die eerste 3 letters van regverdig. Reg. Met ander woorde, daar is dit verkeerd. En 'n sosiale lewe waarin ons lei, waarin niks meer verkeerd is nie. En ek verwys nie na iets pertinents nie. Daar's baie dinge. Almal van ons het iets in ons lewe. Maar dit wys vir jy's mens en dag na dag sondig ons, sê Paulus, maar die Here is getrou en regverdig om ons te vergewe. Maar jy moet met jou mond dit bely. As jy nie jou sonde bely nie en as jy wat so hardkoppig is, wie van julle se maatjies kyk gou na jou vrou. Kyk aan die oë. Pastoor sê kyk gou na jou vrou. Kom. Kyk na mekaar. Terwyl ek na jou oë kyk, is dit vir jou moeilik om jammer te sê as jy teenoor my gesondig het. Kom vra vir mekaar daai vraag. Is dit vir jou moeilik? Dis vir my maklik, is dit vir jou? Somtyds. Goed. Nou daai somtyds maak dat ons so hardkoppig dat ons nie na mekaar toe kan of wil kom nie. Dis soos 'n stappie, 'n blinde trappie wat ouma en oupa in daai diep gene en hardkoppigheid, wat ook al jy dit nou wil noem, wat jy nie kan oorkom nie. Weet jy, dit veroorsaak spanning in jou huishouding. Hoe gouer jy en hoe langer jy vat, hoe taaier word daai atmosfeer. Dit was mos gevoel daar in die huis. Ek het al by mense ingestap in die huis en dink, sê vir mamma, hou vas, hierdie gaan hulle leer wees. Toe hy die man gesond maak wat stom was, het die skare hulle verwonder, net nog 2 versies, en hulle sê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Weet jy, dit gaan vandag nog gebeur? Daar lê vir ons 'n wonderlike konferensie voor. Die Here gaan vir ons seën, meer en meer
en meer. Want ek voel sy krag en sy genade is meer en meer in ons. En wat moet jy doen? Just be, leave it. Die Here vra vir jou vanmôre, glo jy dat ek dit vir jou kan doen? Annetjie lê dit, glo julle dat die Here vir julle 'n huis kan voorsien? Hoekom? Want hy het net vir jou werk voorsien. Jessica, glo jy? Lig het julle hande so op. Sy het gevra haar seun. Jy kan maar jou hand ook oplig. Hy het gevra haar seun. Hy soek werk en hy soek 'n karretjie. Here, ons noem dit vermoede voor U. Jessica het gevra. Glo julle dat Jesus dit kan doen? Amen. 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 Hy wat vra, hy sal ontvang. Dit wat die Here, wie van julle het 'n behoefte vanmôre, maar nie speel vir ons. Wil jy net jou behoefte aan die Here bekend maak? Ja, prys die Here. Wil jy net vra dat die Here jou behoefte vanmôre raak sien? Die Here sê sy oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Kyk na jou hande vanmôre. En sê Here, laat ek U hande wees. Kyk na jou voete. Laat ek U voete wees. Sê vir jou mond, jy's die spreekbuis van Christus se woorde. Laat jou oë sien, dat jou ore hoor, dat jou hart voel wat mense wat God nodig het, sodat jy Jesus se arbeider kan wees. Ek sê vir julle, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid nou, tweede laaste vers, dat die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Nou kom die laaste vers, kragtig. En hiermee wil ek jou bekragtig, kerk van God. En hy het sy 12 disippels na hom geroep, en hy het aan hulle mag gegee. Die Here het aan sy kerk die grootste mag in hemel en op aarde gegee, want aan sy kerk is die Heilige Gees gegee. Die volle krag van God, nie die halwe krag nie, nie die afgewaterde krag nie, maar die volle krag van God is aan sy kerk gegee. Ek het aan julle alle mag gegee. Jy het dit. Jy besit dit. Dit is joune. Matteus 10 van vers 7. It is yours. Elohim gave the power to his son, Yeshua, for yes, he is able to give you all the power. En wat doen jy met daai krag? Hy sê so, sodat julle mag het oor alle onreine geeste. Dryf hulle uit. Dryf daai geeste uit jou vriende uit. Dit moet so warm word as hulle by jou kom kuier van jou gebede in die huis, dat daai duiwel sommer self uitgaan. Amen. Ek het aan julle mag gegee om dit uit te dryf en om elke siekte, nie sommiges nie, nie net kankers nie, nie net Parkinsons nie, om elke siekte, sonder uitsondering, en elke kwaal te genees. Jy het dit nou gehoor. Nou gaan ek jou vra soos wat Jesus gevra het. Ek kyk jou in jou oë. Ek het net vir jou gelees wat sê Jesus. Kan Jesus lief? Maar glo jy wat ek vir jou gesê het, dat jy dit kan doen? Paul, ek weet dit nie so mooi nie. Is reg, jy kan dit nie doen nie. Maar die Gees van God wat in jou is, kan dit definitief doen. Amen. So as jy vir iemand gaan bid, sal net as jy vandag by die huis kom, stap nou op. Vat 'n salfkolk, jy sê, Mami, toe ek 'n klein dogtertjie was, het jy my gehelp. En jy salf haar. Jy sê, Here, nie deur my krag nie, maar deur die Gees. Elkeen wat siek is, elkeen wat omstandighede, ekskuus, ek gebruik maar net as 'n voorbeeld. En jy doen die aksie, gooi die sout in die water, gooi daai sout geestelik, dat jou woorde uitkom. Jesus vra vir jou, glo jy wat ek vanmôre vir jou sê? Jy leef aan die armkant van die witbrood, want jy glo nie wat ek vanmôre vir jou sê nie. Die Here gee vir my die boodskap en hy sê vir my, Paul, praat oor my, bou hulle geloof, want
My krag is in hulle, maar hulle glo nie dat hulle dit kan doen nie. Dis nie jy wat dit doen nie, maar jy moet glo in die krag van God. Want dis hy wat dit doen. En as jy glo in die krag van God en jy's net die instrument, dan begin jy dit doen wat jy geroep is om te doen. En die woord van die Here sê, ek gee aan julle alle mag, elke siekte en kwaal onder die mense te genees, geeste uit te dryf, en daarom is die krag van God. Die Here seën vir u, hy bedeel u toe, met sy krag en met sy genade. Dit gaan vir ons 'n goeie jaar wees. Sê dan net die Here kom haal ons hierdie jaar, het julle nou al daaraan gedink? As hierdie band by die gemeente, as die wederkoms van Christus is, ons is hier deur die end. Amen. You never know, it can happen. Julle gesien hoe lyk Brisbane? Hulle sê 500 kilometer, hè? Maar 500 kilometer lank die kusstrook. Dit was maar 'n kategorie 1 storm. Maar hy het miljoene en miljoene tonne sand. Ja. Weet julle, die see was seker soos daar eerkom. Is die walle nog hoër party plekke. Die see was daar bo. Want dis waar die sandlyn was. Daar's nou 'n kloof vir honderde kilometers lank. Wat sê die Bybel? Nasies in hulle radeloosheid en openbaring, as die see en die branders tree. Dis is die geboortepyne van 'n vrou, na is 'n geboorte, sê die Bybel. Die geboortepyne raak meer intens en meer kragtig om nader die geboorte plaasvind. Wat 'n geboorte? Die geboorte van die vrou van Jesus Christus, wanneer Jesus ons gaan kom haal. Weet jy hoe kom glo ek dit? Ek glo. As jy lief is vir jou vrou, sê mamma ek is lief vir jou. As jy jou vrou kan spaar van swaar kry en baie dinge, gaan jy dit doen. Kijk, niemand van ons is gespaar van alles nie. Maar ek glo ook nie dat Jesus sal toelaat dat Satan ons bruidskleed en ons so afbreek. There's gonna come a time. Remember, he's jealous about you. Jesus, Son, Christ, the Son of God, is jealous about his bride. We are his bride. And that's why the rapture is there. It's a warning to Satan to know that Christ will come get his church when he wants. Not at his time, Satan's time, but at God's will. Daar sal kom. En die Here sal in 'n oomblik se tyd, in 'n oogklip se tyd, in the twinkling of an eye, the Bible says we will be gone. Terwyl jy vanmôre hier sit, ek wil jou net 2 minute kans gee. Dis nog vroeg, net 2 minute. Sluit net gou jou oë. Kom net met die Here in kontak vandag. Plaas jou swakke hand in die hand van die Here vanmôre. Sê Here, as daar 'n blokkade in my sintuie is, as my oë nie sien wat hulle moet sien nie, as my ore nie hoor wat hulle moet hoor nie, as my mond partymal nie praat wat dit moet praat nie, as my hart partymal glo en dan nie glo nie, kom ek vanmôre na U toe, Jesus Christus. Jy moet self met die Here daar praat terwyl jy daar sit. En sê Here, herstel deur die Gees my sintuie vandag. Toe jy in graad 1 was en graad 2 het, kon jy van daai groot ou skerpmakers, die Heilige Gees wys my nou op die ou banke, die ou houtbanke van die skool. Die Here het gesê, as seentjie het jy gestap, en jy vat daai potlood net om daar ingesit en jy het hom skerp gemaak, die Heilige Gees wys my, en jy het daarvan gehou, sê die woord van die Here. Die Here, jy sê so sê die Here vir jou, my seun, so wil ek jou skerp maak vanmôre. Sê Here, die Gees draai daai slingertjie die en sê, maak skerp jou potlood. En sê Here, soos dat ek my potlood skerp gemaak het, maak jy vanmôre my sintuie in die Gees skerp. Dat jy my kan sien, my kind. Dat jy kan sien waar jy links of regs moet gaan. Dat jy my kan hoor, my stem kan hoor. Dat jy mond praat die woorde van my met sout besprinkel. Dat jy my naam sal uitdra. As jy vrou vir jou sê, pa, dat ons met hierdie saak so doen, man, en is teen jou beginsels van jou huis, dan sê jy nee. As jy vrou sê, hoekom nie, dan vat jy aan na die woord van God.
En vrou, as jou man buite die woord van die Here is en sê, papa, asseblief moenie, want die woord van die Here sê so. So help 'n man en 'n vrou mekaar. Dis hoekom die Here jou man as vrou, sê die woord van die Here nie, die vrou is vir die man as 'n hulp geskaap. Maar as jy jou vrou se kop bly afbyt, elke keer as sy jou net probeer iets sê, dan gaan jy mos ook nou nie reg gehelp wil word nie. Sê Here, maak vanmôre hierdie hardkoppige ore vir my oop, dat ek kan hoor as my vrou vir my raad wil gee. Man, as jy vrou met jou wil praat, sit net so 'n bietjie stil en luister. Sy probeer nie op jou kop sit nie, sy probeer jou maar net help. Want die Here het haar as 'n hulp gemaak. Vader, dankie dat U vanmôre U aangesig na ons toe gedraai het. In elke opsig wil U elke siekte en elke kwaal, geestelik of liggaamlik, in die gemeente genees. Dankie vir die krag vanmôre dat U aan ons alle mag gegee het in hemel en op aarde. Nou wil ek bid en sê, Here, dat hierdie gemeente vir my die krag van U sal ervaar in hierdie week waarin hulle beweeg. Dat U progressief ons hele lewe sal vul en omskuil met die groot en met die wonderlike genade. Kom ons sing net daai laaste koortjies. Ek is vry, staan saam met my waarlik vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Ag, denk jy wel op my soos. Want ek is vry, vry.